Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging. Het jou voete jou al op plekke gekry waar jy nie wou wees nie? Dis 'n diep vraag. En as jy eerlik is jou antwoord dalk ja, baie keer. Miskien was dit 'n fisiese plek waar jy nie moes wees nie. Of 'n verhouding wat jou van Abba Vader se vrede beroof het. 'n Besluit wat jy geneem het uit vrees of ongeduld. Of dalk 'n geestelike plek, droog, dof, sonder rigting en jy weet, ek is nie waar ek moet wees nie. Hoor gou, jy's nie alleen nie. Abraham se voete het ook verkeerd geloop. Die vader van geloof, selfs hy het 'n oomblik van swakheid gehad. Maar Vader het gesê, jy sal 'n seun hê, Abraham, maar toe die wag lank raak, toe begin sy voete loop, nie in rebellie nie, maar in menslike logika. Hy het saam met Sarah besluit, kom ons help Papa God uit. En daardie voetstappe het hom na Hagar gelei. Die resultaat? Konflik, pyn, verdeeldheid. En tog, Abba Vader het hom nie verlaat nie. Ons almal het al op 'n Hagar paaie geloop, is dit nie? Miskien het jy 'n verhouding gejaag wat nie van Abba Vader is nie, 'n werk of 'n keuse gemaak uit vrees, 'n pad gekies wat makliker of vinniger gelyk het, maar jou siel moeg gemaak het. Maar hoor vandag, jy is nie vasgevang op hierdie pad nie. Jy kan omdraai. Jona se voete het hom Tarsis toe gelei. Abba Vader het gesê, gaan na Ninive toe, maar Jona het besluit, ek gaan eerder Tarsis toe. Weg van Abba Vader se wil af. Weg van sy roeping. En dalk voel jy vandag soos Jona, vasgevang in 'n vis se maag van gevolge, maar selfs daar, in daardie donker plek, het Abba Vader jou gehoor en kan hy jou hoor. Die verlore seun het met sy voete ver weggeloop na 'n ver land toe, weg van sy vaderhuis. En toe beland hy tussen die varke, honger en alleen. Maar toe hy begin nadink, het sy voete hom teruggebraai. En sy pa, wat hom nie afgeskryf het nie, het hom ingehardloop en hom omhels. Hy het weer skoene, 'n ring en identiteit gekry. Petrus het eers geloop en toe geval. Hy het Yeshua gevolg met oorgawe. Maar toe die vrees hom toeval, toe verloon hy Yeshua. Maar Yeshua het hom herstel. En daardie selfde Petrus het later die evangelie verkondig tot die dood toe. Jy sien, jy mag dalk ver van die pad af voel, maar Abba Vader is nooit ver van jou af nie. Hy is die goeie herder wat sy verlore skape agterna gaan. Hy wag dat jy sê soos Dawid in Psalm 119 vers 33, Vader, rig my voetstappe deur u woord. Laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. So, jy's nie te laat nie. Ja, jou voete het jou dalk verkeerd gelei, maar sy gees kan jou rig terug op die pad van die lewe. Die pad van vrede, die pad van gehoorsaamheid, die pad van vervulling, die pad van sy teenwoordigheid. Hiermee moet ek jou vandag bemoedig. Abraham het teruggedraai en hy is 'n vriend van Abba Vader genoem. Jona het gehoor gegee en Abba Vader se instruksie en 'n hele stad is gered. Die verlore seun het teruggekom en herstel is gevier. Petrus het weer opgestaan en miljoene het Yeshua leer ken deur sy bediening. So hoekom nie vandag soos Dawid vra, Vader, rig my voete deur u woord. Help my om nie op gevoel en logika alleen te loop nie, maar op u waarheid. Ek kies om u pad te volg, want net u pad lei na die lewe. Maar Vader se genade is groter as ons dwaalpaadjies. Dis tyd om op te staan en weer te stap met integriteit in die rigting van sy wil. En hy sal jou elke tree van die pad dra. Ons almagtige Vader, Papa God, rig ons voete, soos Dawid sê, rig my voete deur u woord. Vader, nie ons eie plannetjies, ons eie logika nie, maar net in u waarheid. Lei ons, u is ons goeie herder. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom.